On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie. All o'er those wide extended plains shines one eternal day. There God the sun forever reigns and scatters night away. And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land. And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land. No chilling wind nor poisonous breath can reach that helpful shore, where sickness, sorrow, pain, and death are felt and fear no more. And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land. And I am bound. Baie welkom by ons aanlyn diens. Jy is hier by Lewende Woord Parel ingeskakel. Ons is 'n Afrikaanse charismatiese gemeente. As jy nog nie was nie, kom kuier by ons. Ons is hier by 6 Meelstraat in die Parel, opgewonde om jou hier te sien. Dis my gebed dat die Here jou regtig seën. Seën deur die woord. My gebed dat jy 'n rema transformerende woord ontvang. Geniet die diens. En aan die lam en aan die koning wat terugviel, en aan die seun die gesaai
Familie, baie welkom. Ek is hier op die leerbanke. Dit is Opstandingssondag. Vir die wat inskakel van die see af, by familie, dalk van ver af, of by die huis, waar jy YouTube en Facebook, is my gebed dat die Here deur hierdie E-kerk jou op 'n besonderse manier ontmoet. Mag jy 'n nuwe begrip hê van die opstanding. Mag jy besef die opstanding is nie iets ekstra nie, dis nie net 'n leerstelling van die Christelike belofte of geloof nie. Dit is kardinaal, dis die kruks van ons geloof. Sonder die opstanding het ons geen geloof nie. En mag dit jou op 'n baie intense manier impakteer vir die koninkryk. May it impact you in such a way that you are transformed. Dit is regtig my gebed dat jy 'n rema woord ontvang in die oggend. Nie net 'n mooi paar idees nie, maar transformerende woord. Op pad na Emmaus toe was daar 2 disippels, hulle toe met die opgestane Christus te doen. En hulle sê op 'n stadium in 'n refleksie vir mekaar, het sy woorde nie in ons harte gebrand nie. Is my gebed in hierdie oggend, mag die woord van die Here in jou hart brand. Mag dit jou nie los nie. Mag jy heeltyd daaraan eet en dit herkou en mag 'n transformerende krag van koninkryk in jou saai in die naam van Jesus. Mag dit so koninkrykskrag in jou na vore bring. Dis my gebed. Here, ek dank U vir die woord, dankie vir opstanding. Here, dankie vir die leë graf. En ek dank U vir koninkrykskrag in ons lewens. Amen. Amen. Het jy geweet dat die opstanding van Jesus Christus kardinaal tot jou geloof is? Dis iets ekstra nie. Dis kardinaal. Daar's meer bewyse, ekstra Bybels, nie in die Bybel nie, buite die Bybel, ekstra Bybel se bewyse dat Jesus bestaan het, dat hy geleef het, hy 'n mens was, hy volgelinge gehad het in Israel op daai stadium, hy gesterf het aan 'n kruis en begrawe is. Ons het meer bewyse vir daai feite as dat Julius Caesar geleef het. Ekstra Bybels, ouens. Ek sê beter om te sê, dit staan in die Bybel en evangelies nie. Buite dit, waar mense, politieke figure, die persoon van Jesus noem, historians hom noem. Ons het meer bewyse dat hy bestaan het en gesterf het, as wat ons bewys het dat Julius Caesar bestaan het. Enige historikus, sy soutwerd sal saamstem, Jesus het geleef, Jesus het gesterf onder Pontius Pilatus. Maar hier is die derde punt, is gewoonlik die een waarop die sekulêre mense net eenvoudig nie saamstem. Die meeste val hierdie punt aan, en dis die punt van die opstanding. Die opstanding is te fantasties, dis te onmoontlik, hoe kan so iets verdedig word? Dis maar net iets wat jy in jou hartjie glo, en is so half 'n onmoontlike ding. Het jy geweet dat die apostels ook so gevoel het, dat die apostels keer op keer gehoor het, dat Jesus vir hulle sê, ek gaan op die 3de dag opstaan, ek gaan op die 3de dag opstaan. Markus sê dit 'n hele paar keer, maar tog sien ons op die 3de dag, nadat Jesus gesterf het, gaan wie na die begrafplaas toe? Wie gaan na die graf toe? Die vroue, nie een van die apostels nie, nie een van die 12 disippels nie. Hoekom nie? Maar dit was te fantasties om te glo. Vir 'n Jood daai tyd, dit was te verregaande om te dink dat iemand voor die laaste dag uit die dood uit sal opstaan. Hulle het geglo dat op die laaste dag, die dag van die Here, al die mense opgewek sal word uit die dode, maar dat een persoon, en dit nog die Messias, uit die dood uit sal opstaan voor die tyd, hopeloos te fantasties. So ek wil hê, as jy sukkel met hierdie begrip, weet dat mense in die eeue heen, selfs die volgelinge van Jesus gesukkel het met hierdie begrip. Dit was te fantasties vir hulle. It was too hard. Ek wil vir jou 'n skildery wys, en bekende skildery van 'n Fransman, Eugene, ek dink ek gaan sy van nie reg uitspreek nie, ek kan nie sê van onthou nie, jammer. Eugene 18 something het hy hierdie geskilder, baie goed, hy het so goed die emosies vasgevang in Johannes en Petrus se gesigte. Sien jy, Johannes en Petrus is op pad graf toe. Hulle is op pad en hulle is besig met 'n drafstap om te gaan ondersoek wat dames vir hulle gesê het. Die dames het gekom en 'n fantastiese storie vertel van engele wat vir hulle gesê het hoe Jesus van Nasaret, wat hulle gesien het aan 'n kruis hang 2-3 dae tevore, doodgaan. Saam met dit hulle hoop vir alles wat hulle gehoop het in hierdie persoon, en die koninkryk van God gaan kom, en dat hy die Joodse Messias is, alles is begrawe saam met Jesus, daai hoop, hulle toekoms, alles is begrawe. En toe kom daar dames en sê, Jesus het opgestaan. En sien jy in Petrus se oë, sien jy daai verskeie emosies, sien jy daai komplekse emosies? Kan dit wees? Kan dit werklik wees? En as die graf werklik leeg is, dan is
anders. Dan gaan alles vir ewig verander. Want dan het die koninkryk van God arriveer. Dan is dit hier. Dan is die dood oorwin. En hulle kom daai oggend by daai graf en dit was leeg. En Petrus dink by homself, hoekom is die graf leeg? En sou disippels die Jesus se liggaam gesteel het, sekerlik nie. Disippels sal nie so 'n oneer aan die Here doen nie. En sal dit dan diewe gewees het, hoekom het hulle dan hierdie dierspeserye waarmee die liggaam gesalf is gelos? Wat gaan hier aan? En hy kom tot by gevolgtrekking, die dames is dalk reg. En later, daai dag, of 'n tyd later, sal Jesus self van Petrus verskyn. En in die skildery kan jy hierdie verskeie emosies, kan jy dit sien, vasgevang in sy oë, op sy gesig. As die graf leeg is, dan verander alles. Dan sal alles altyd vir ewig verander. My lewe, jou lewe, die hiernamaal, alles. En ek wil regtig vir jou vra, wat is jou antwoord? Is die graf leeg? Glo jy dit werklik? En wat se invloed het dit op jou in jou lewe? Ek gaan daai vraag net daar los. Die opstanding is nie iets kleins nie, sonder die opstanding sê ek weer, het ons geen geloof nie. Paulus stel dit so goed in 1 Korintiërs 15, hy sê, as Jesus se belofte, hierdie ding van Christendom, net vir hierdie lewe was, dan is ons die mees patetiesste mense. Dis my weergawe. Lees saam met my die Nuwe Lewendheid, 1 Korintiërs 15, vers 18 en 19. In daardie geval is ook die wat in Christus gesterf het verlore. Dis nou as daar geen opstanding is nie. Vers 19, as ons egter op niks meer sou kon hoop, as dat Christus 'n verskil maak aan ons in die huidige lewe nie, sou ons definitief die bejammerenswaardigste mense onder die son wees. Die NIV, ek wil dit vir jou uit die NIV ook lees, as daar geen opstanding uit die doodheid is nie, then we are the most pitied of all men. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Want dan is dit alles alleen. Dan is hierdie herstelwerk, hierdie reddingswerk wat Jesus begin het, dis verniet. It's for naught. Jesus het dood en sonde oorwin. En hy is die eerste vrug, sê Paulus, the first fruit of the new creation. Ek en jy, omdat hy opgestaan het, in effek is dit 'n belofte, 'n seël, 'n wete, soos 'n ring aan 'n vinger, dat ek en jy nie in die graf gaan bly eendag nie, dat ons in ewigheid saam met hom gaan heers. Dat ons in ewigheid saam met die Vader gaan wees. Hier is die herstelproses. Dat hulle wat reeds gesterf het, jou ma en jou pa, daai familielede en vriende van jou, hulle is by hom. Dat die lyding ophou, siekte hou op, dood hou op, al die trane wat gestort is oor onreg in die wêreld, hou op. Hy maak dit alles reg. Dis nie ietsie kleins hier, dis die kruks van ons geloof, ouens, dat die Here alles reg maak. I make all things new. Amen. Onthou Jesus se woorde, I make all things new. Ek wil met jou praat oor wie Jesus doodmaak. So baie hoor ek wie Jesus doodgemaak het. Nee, jy hoor baie dit as jy oor die opstanding veral praat en Jesus se kruisiging en sy opstanding, aan vra mense soms vir jou, wie het Jesus doodgemaak? Is die Jode? Was hulle skuldig? Was dit Caiaphas die hoëpriester? Wie het Jesus doodgemaak? En ja, dit was die mense. Maar Johannes 10 sê, Jesus vir Pilatus 'n snaaks ding, hy sê, my lewe word nie van my geneem nie, ek lê my lewe vrylik neer. Is Judas wat vir Jesus verraai het, is hy skuldig? Hy is skuldig. Is Caiaphas die hoëpriester skuldig? Is al die fariseërs skuldig, ja? Is die skrifgeleerdes skuldig, ja? Maar weet jy wie is ook skuldig? Is die Here. Dis die Here self. Die Here het aan daai kruis gaan hang vrywilliglik vir my en vir jou. Hy het sy lewe neergelê vrywilliglik.
vir my en jou onthaalwe. Daar's 'n boek 'n tyd gelede geskryf, The Divine Plot. En in hierdie boek, man, dis maar nonsens, maar in hierdie boek maak die man die argument dat Jesus het nie uit die dood uit opgestaan nie. Jy kan gaan kyk, kry die boek dalk, lees dit vir ligte leesstof. The Divine Plot. Dat Jesus van sy beste vriende en sy disippels gevra het om hom te drug, en toe gaan hy nie regtig dood nie, hy is toe maar net in die graf, en toe het Simon van Arimathea gekom en hom gehelp, een van sy vriende, en toe het hy die wêreld deceive, né? En net so 'n belaglike idee soos daai, is makliker vir die sekulêre wêreld om te glo, as dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het. The Divine Plot. Maar jy weet, daar was 'n Divine Plot. Nee, sorry, nie the Divine Plot, nie the Passover Plot. Dis die boek se naam, The Passover Plot. Daar was 'n Passover Plot. Dalk nie soos die boek dit uiteensit nie, maar daar was 'n Passover Plot, 'n divine Passover Plot. En die Vader en die Seun en die Heilige Gees, hulle het gedink skrim en gewonder, hoe sal ons die mense red? Hoe sal ons die mens wat rebelleer het teen ons herstel? Hoe sal ons die ganse wêreld herstel? En had hierdie wonderlike gedagte gekom, dat die Seun mens sou word, in volle God en volle mens, en sou sterf. In Adam se plek, in Adam se kinders se plek, in my en jou plek. En die dood wat ons verdien, sal syne raak. Hy sal ons sonde nie net op homself neem, hy sal dit word. Hy sal die toren van die Here en dan uit die dood uit opgewek word. Lewe beerwe, want die dood het geen houvas op die sondelose nie, en Jesus was op die einde sondeloos. Die lam van God, sondeloos. En hy beerwe vir my en jou weer Genesis 1 se skepingsdoel, om in ewigheid te heers saam met hom, en in ewigheid saam met hom te wees, ewige lewe. Daar was 'n Passover Plot, weet jy? 'n Passover Plot in die hart van die Vader, van liefde vir my en vir jou. Die opstanding is hierdie liefdestoneel, die triomf van my en jou redding, die triomf oor dood. Die voltooiing van ons redding. Nou is 'n teks, ek is nou onseker waar, maar het sê that the Lamb of God has been slain in Openbaring since the beginning of the foundations of the earth. Het was van die begin af in die hart van die Vader dat hy ons sou red deur sy seun te stuur. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal wat glo nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe sou hê. Hier is die evangelie wat te wonderlik is om waar te wees, dat hy ons verniet red. En dat geen graf ons kan hou nie. Net soos die graf hom nie kon hou nie, so gaan die graf ons eendag nie kan hou nie, want ons is in hom en hy is in ons. Dankie Abba vir u belofte. Ek wil afsluit met twee gedagtes. Een gedagte is hierdie idee van die opstanding. Is die opstanding werklik 'n realiteit? Kan ons dit verdedig met logiese denke? En ek en jy, ons charismatiese Christene, baie keer gooi ons logiese denke weg, nê? Het jy geweet, een van die 12 disippels was Thomas. Thomas was 'n kritiese denkende ou. Hulle het vir hom hierdie stories vertel, en ten spyte van al die stories en die apostels en die vroue en al hierdie gerugte dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, sê hy die volgende, hy sê, ek sal dit net glo as ek my hande in sy wonde kan druk. Miskien trek jy daar. Miskien is jy 'n kritiese tipe mens soos Thomas en soos ek. Jong, ek het baie keer bewyse vir goed nodig. Ek gooi swaar moeilik net my logiese denke weg. Maar met ons Thomas hy die Here manier om ons toe te laat, om ons hande in sy wonde te druk. Hy ontmoet ons op die punt van ons geloof en hy help ons om te glo. En net soos Thomas wil ek vir jou 'n paar, nie net soos Thomas nie, maar
Metafories wil ek vir jou bewyse gee, soos wat Thomas nodig gehad het van die opstanding. Nee, hierdie is nie 'n verdediging van die opstanding per se nie, ek dink, mens kan een keer 'n reeks van dit doen, maar het jy geweet dat in 1 Korintiërs sê Paulus die volgende, in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 7, die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het, en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat hy begrawe is en God hom op die 3de dag opgewek het. Soos in die skrif staan verder, dat hy aan Petrus verskyn het en daarna ook aan die 12 apostels. Daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge tegelyk verskyn. Van hulle leef die meeste nou nog, maar party is reeds dood. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en later aan al die apostels. Ek wil vir julle dink saam met my, ek wil die argument maak en hopelik jou oortuig dat wat Paulus hier sê is verifieerbaar. Hy sê dit vir 'n rede. Dit wat julle gehoor het, daai gerugte en daai goed, julle kan dit verifieer. Hy het op 'n stadium aan meer as 500 verskyn. Hierdie mense se name was bekend in die gemeenskappe waar hulle gebly het. Ons as moderne lesers kyk hierna en dink en ons dink baie simplisties aan hierdie goed. Hoe gemeenskappe funksioneer het, hoe briewe ontstaan het en ons dink, opgemaakte stories, bog verhale, nee, onmoontlik. Iets soos hierdie kon nie enigsins ernstig opgeneem word, kan nie opgeneem word as ernstige materiaal en bron van waarheid, as dit nie verifieerbaar was. Paulus sê vir 'n rede vir sy lesers, jy glo dalk nie vir my nie, maar gaan vra die 500. Van hulle sal dood, maar die meeste van hulle lewe nog. Gaan kry hulle en praat met hulle en hoor wat hulle vir jou sê. Jy glo dalk nie vir my en my stories nie, maar gaan praat met die eyewitnesses. En ek sê vandag vir jou, hoe kan so iets geskryf word as dit nie werklik was nie? Dit sou weggegooi geword het. Hierdie brief sal dit nooit gemaak het tot waar dit is vandag nie, want dit sou as bog beskou geword het. Want dit was verifieerbaar. Daarom was dit waar en daarom het ek en jy dit vandag. Daarom is dit gehou as 'n bron van waarheid. So baie word daar sulke goed geskryf. Verifieerbare goed. Die vroue wat Jesus teekom, hulle name word geskryf, hulle name word gegee vir al die lesers, sodat hulle na hierdie dames toe kon gaan en gaan vra, het julle werklik by 'n oop graf gekom? Het Jesus werklik aan jou verskyn, Maria Magdalena? Hierdie was gemeenskappe, hierdie was mense geken in die vroeë Christendom en die beweging van die Christendom. En dit was verifieerbaar. Jy moet hierdie onthou. 'n ander vraag is, wat het dan gebeur as nie die opstanding nie? Jy moet 'n beter alternatief hê dan as die opstanding. Wat kon gebeur het in die midde van hierdie 12 apostels en die vroeë Christene wat die wêreld op sy kop gedraai het? Wat 'n beweging begin het wat ons noem die geloof van Christendom, die belofte van Christus. Wat by verre vandag die grootste beweging in die wêreld is, geloofsbeweging. Het jy alternatief? Want as dit nie die opstanding was in die leë graf nie, ek wonder wat daai apostels en daai vroeë Christene so sou motiveer. En dit is 'n goeie vraag om te vra. En ek dink, net soos in daai skildery, het Petrus sy antwoord gekry. Hy het gewonder, kan dit werklik waar wees? En hy het sy antwoord gekry. En jy moet jou antwoord kry. Maar dit sal beteken dat alles vir ewig gaan verander. En dat jou lewe vir ewig veranderd is. Dat jy in ewigheid saam met hom gaan wees. Want die graf is leeg. Dit was vir die Jode seker, van al die gelowe daai tyd, was die Jode seker die onwaarskynlikste wat sou glo aan Jesus as God. Jesus as God en Jesus wat uit die dood uit opstaan. 'n Jood daai tyd, vir hom sou dit baie swaar gewees het om hierdie goed te hoor en dan selfs te glo, waansinnig. Paulus sê op 'n stadium vir die Jood is die evangelie 'n struikelblok. Vir die Griek is dit foolishness. 'n struikelblok, hoekom?
Want God is nie 'n mens nie, daar's net een God. God het nie 'n seun nie, en uit die dood uit opgewek word, onmoontlik. Ek vra vir jou, en jy moet goeie antwoorde vir hierdie vraag hê, wat is dit wat 'n ou soos Paulus, Jood van Jode, Fariseer van Fariseërs, op 'n plek bring waar hy glo? Sou hy net geglo het vir die snaaksigheid, want sy hart wou. Nee, hy sou bewyse wou gehad het. Wat vat 'n persoonlikheid soos daai, 'n persoonlikheid soos Paulus in, en oortuig hom? Wat se klas bewyse kort so 'n man? En jy weet, ek kom tot die gevolgtrekking, dat 'n man soos daai, in sy dag die bewyse gekry het. Soos Petrus, die bewyse gekry het, en toe geglo het. Dat Thomas sy bewyse gekry het, en toe geglo het. Hierdie is goeie vraag om te vra. Jy weet, die opstanding kan verdedig word. As goeie argumente te maak, vir die opstanding en die leë graf. Ouens, ek sluit dan af met wat die opstanding vir jou beteken. Die opstanding beteken vir jou baie goed. Dit beteken dat jy hemel toe gaan, ons praat so. Ek en jy gaan eendag hemel toe. Maar dit behoort nou al 'n invloed in jou lewe te hê. Dit behoort nou al jou lewenswandel te bepaal en 'n massiewe impak te hê op hoe jy dink en hoe jy goed doen. Ek kyk na ouens soos Paulus en Silas, op 'n stadium word hulle geslaan vir die naam van Jesus, jy ken die storie. En dan is hulle in die tronk en dan begin hulle sing. En wat het hulle gesing? Ons weet wat hulle gesing het. Maar daar word vir ons gesê dat hulle hymns gesing het, gesange gesing het. En weet jy wat 'n gesang is? 'n gesang is 'n ding wat jy skryf. Jy skryf 'n gesang, ek skryf 'n gesang, 'n psalm kom uit die Bybel uit. 'n gesang is iets wat Christene skryf, gelowiges skryf onder mekaar. En hulle sing het, en hulle het die papiertjies by hulle nie, want hulle ken hulle liedjies. Hulle ken die gesange. Iets wat my byval van hierdie gedeelte, wat ek nooit besef het nie, is hierdie twee manne, these great men, they were singing men. Hulle het gesing. Hulle het die leerstellings van die Here geken. Die Here het gesê dat, as jy geslaan word en vervolg word vir my naam in daai dag, wees bly. Verheug jouself in daai dag. Want jou skat is groot. Your reward is great in heaven. En hierdie manne sing, want hulle onthou waartoe hulle op pad is. They are bound to a promised land. En hulle sing, ouens. En hierdie vreugde borrel uit hulle uit. Hier is die hoop van die opstanding. Dat in lyding hulle kan sing. Dat in lyding hulle sy naam kan groot maak. Tronkdeure gaan oop en hulle hoor dat die tronkbewaarder angstig en bewend is en hy homself wil doodmaak, want die tronkdeure is oop en die mense het sekerlik ontsnap, en dit beteken volgens Romeinse wet dat die tronkbewaarder doodsgemaak sal word en hy wil homself dood te maak. En Paulus sê, nee, wag. Ons is almal nog hier. En waar ek en jy dalk sal dink, die Here het my gered hierdie dag, tronkbewaarder, gaan maar dood. Gaan daai ouens en hulle gaan red daai man. Wat 'n krag is hierdie opstandingskrag. Wat 'n massiewe impak het dit op hierdie manne gehad. Dat hulle sal en hulle voete in die houtblokke vasgeklem is, sal sing. Geslaan. En dan die man wat dit aan hulle doen, wil red. Wat 'n krag is hierdie opstandingskrag. Mag ek en jy ook so in opstandingslewe begin funksioneer. Dat wanneer ek en jy ly, dat ons uitbars in gesang. That we become like Paul and Silas, singing men. Daar waar ons gaan, dat ons sal sing. En ek het nooit vir Paulus en Silas so beskou nie. Ek het altyd hulle as hierdie dominee tipe beskou, hierdie predikers. Ek het so 'n vriendin, Regina Bessiek. Sy sal sing waar sy gaan. Tipiese Pentecostal tannie, né? Sy is altyd 'n gesang op haar lippe, altyd reg om in vreugde en gelag en gesang uit te breek. En ek wonder of Paulus en Silas nie baie dieselfde was nie. En ek dink by myself, is dit hoe opstandingskrag lyk?
opstandingskrag, vreugde in alle seisoene, vreugde selfs in lyding, because we are bound to a promised land. Familie, mag die Here jou so seën. Mag die opstanding van Christus vir jou persoonlik soveel krag hê en waarde het in jou werksplek, daar waar jy gaan, in tye van voorspoed en tye van teëspoed. Mag hierdie jou baken wees op die oop see, that you are bound for a promised land. Hy was die eerste vrugte van nuwe skepping, en geen graf gaan ons kan terughou van sy liefde nie. Die Here seën jou. And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land. And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land. No chilling wind nor poisonous breath can reach that heavenly shore, where sickness, sorrow, pain, and death are felt and fear no more. And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land. And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land. Yeah. When shall I see that happy place and be forever blessed? When shall I see my Father's face and in His bosom rest? And I am bound, I am bound, I am bound for the promised land.